Welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons is selfs môre met Eddie Smit. Hy is van Snyman die Jager Prokureur, se senior direkteur daar. Ons praat bietjie oor deeltitel eiendomme en bouplanne. Ek weet julle sidder. Gaan ek my huis kan verkoop? Is die planne reg? Nou ja, hier is die vraag. Eddie, welkom. Môre. Lekker om jy by ons te kyk. Ons het nou al baie gehoor van buite gemeenskap van goedere. Ons het al doodgepraat daaroor. Maar nou is daar twee ander tipe goed waar ons moet gesels. Dis die tipes eiendom. Ja. Watter tipes eiendom is daar? Kyk Pierre, daar's baie tipes eiendomme. Ek bedoel dit het begin met plaaseiendomme, eintlik baie eiendomme in ons land, so plaaseiendomme, dan kry jy iets soos landbouhoewes en dan spesifiek vir die stedelinge praat ou maar van 'n voltitel eiendom. Dis my eie erf en dan 'n deeltitel, weet 'n gesamentlike tipe eiendom. So stedelik, voltitel en deeltitel. Dit is eintlik die stedelike eiendom, maar al hierdie goed word natuurlik in die aktekantoor geregistreer, ongeag watter tipe eiendom daar is. Daar is, ja. So is goedgekeurde bouplanne 'n vereiste voor registrasie? Ja. Kyk, dis nie iets wat die aktekantoor polisieer nie. Dit word glad nie deur die aktekantoor nagesien nie. Die vereiste vir 'n bouplan kom uit die nasionale bouregulasies uit. Ja. En dit word deur die munisipaliteite gepolisieer. So dit is nie 'n absolute vereiste vir registrasie, dit word gewoonlik gereël in jou koopooreenkoms. En dan sal natuurlik ook die eiendomsagente se wet, die Property Practitioners Act, vereis 'n verklaring of 'n defekte lys. En op daai lys is een van die vrae, is daar enige aanbouings of geboue op jou eiendom wat nie op 'n bouplan gereflekteer word nie. En dan is dit baie keer merke ou maar sommer vinnig ja daar, en ek dink dis waar mense baie keer 'n fout maak, want bouplanne is maar 'n ding, jy weet, 'n ou kan sê ek het nooit 'n bouplan by die vorige eienaar gekry nie, of die ding het afgebrand of wat ook al. Die nasionale bouregulasies sê jy as eienaar, jy moet 'n bouplan hê waarop al die verbeteringe dan nou gereflekteer word. As ek net een ding kan byvoeg, weet mense maak baie keer 'n fout om te sê die bouplan is nou die einde van alles, maar eintlik is daar een stap verder en ons praat van 'n okkupasiesertifikaat. So voordat jy daai eiendom kan okkupeer, moet die stadsraad vir jou 'n sertifikaat gee en sê kyk, jy het nou gebou in terme van hierdie bouplan en jy het nou al die vereistes nagekom, en dan praat hy van 'n klomp dis nou moeilik om in Afrikaans te sê, certificates of compliance, vereistes wat jy nou gaan oor die elektrisiteit en die glas en die gas en al sulke tipe goed. So die bouplan is een ding, maar die okkupasiesertifikaat op die eind is die laaste stap in die proses. Nou, 'n deeltitel eenheid, of 'n eiendom. Hoe werk deeltitel anders as voltitel? Kyk, 'n deeltitel is eintlik maar meer as een eiendom op 'n erf, wat dan nou gesamentlik, en daai erf moet so gesoneer wees in die munisipale planne, jy weet, van die begin af. So ek kan nie nou sommer net 'n tweede woonhuis op my erf gaan doen sonder toestemming nie. Ek kan 'n voltitel erf laat hersoneer tot daai effek, en as dit voldoen aan die stadsraad se vereistes, dan kan dit so gedoen word, maar party erwe is van die begin af so uitgesit, en dan kry jy jou skemas waar daar sê nou maar 40 of 100 of hoeveel eenhede op is, wat dan gesamentlik bestuur word, of jy kry dan nou erf wat net 2 eenhede op het. En ek dink dis waar die verwarring baie keer inkom. Jy weet, dis maklik as ek 40 eenhede op 'n erf het, en hulle word dan bestuur deur hulle regspersoon, of ons praat van 'n body corporate, ek dink is meer algemeen, wat dan daai skema bestuur, want daar's gemeenskaplike areas en daar's gemeenskaplike belange wat bestuur moet word. En ek dink dit is maklik om te verstaan. Wat dit moeiliker is om te verstaan is as ek nou net 2 eenhede op die erf het, en ek en my buurman moet nou eintlik aan hierdie selfde deeltitelwet voldoen. In praktyk gebeur dit baie min. Maar dit skep 'n enorme verwarring onder die mense, ja. So is 'n duet 'n deeltitel? Absoluut, dieselfde deeltitelwet geld vir 'n duet as vir 'n 40 eenheid skema. So teoreties moet ek en my buurman 'n jaarlikse vergadering hou, en ons moet toestem. As jy wil aanbou, moet ek toestem. Ons het gemeenskaplike belange, en dit word baie keer misverstaan deur die publiek, want die stadsraad gee vir jou aparte rekeninge
O, jou huis lyk dalk glad nie eers soos jou buurman se nie. Jy het aparte ingange. Jy hou dalk nie eers van jou buurman nie. Maar ongelukkig is julle op 'n manier verbind. En dis maar die wet se vereiste. Jy sien nou mense met toestemming kry by as jy 'n deeltitel het, moet jy by jou buurman wat dieselfde erf dan nou deel toestemming kry om aan te bou. Kan jy aanbou in 'n deeltiteleenheid? Jy kan aanbou, Peer, en ek dink dis waar die mense die fout maak. Jy weet daar's 'n proses om te volg. So eintlik moet ou maar eers die bouplan, eers die buurman se toestemming kry of dan die regspersoon, die body corporate se toestemming. Dan stadsraad toe gaan, jou bouplan doen, dan die aanbouing doen en dan is daar nog stappe wat mense nie eens van bewus is nie. Dan moet jy 'n landmeter aanstel om nou die deelplan op te meet, die aanbouing wat jy gedoen het en daardie word geregistreer by die landmeter-generaal. En dan eers daarna kom ons as aktevervaardigers op die toneel om nou daai affære te gaan registreer in die aktekantoor. Dis 'n enorme proses voor die tyd. Dis 'n proses voor die tyd en ek dink dis hoekom mense, jy weet, ons is ons maar tipe wese wat as ons nou eerste keer aan ons huisie sit, dan sê ons, "Jo, maar kan daai deur uitbreek of ek kan hierso 'n afdakkie maak of daai laapaadjie in die hoek of 'n windy huisie of iets in daai lyn." En dan doen ouens dit net en later dan moet jy nou hierdie ding gaan opruim en gaan probeer formaliseer. Wag. Jy het nou gesê Wendy huisie. 'n Houthuisietjie, 'n tool shed. Moet 'n mens dit ook bevestig en deur die hele selfe proses gaan? Ja. Dit is waar dit nou sins ek trap nou op 'n seer toon. O ja, baie mense het so Wendy huisietjie wat niks maak nie of 'n lapa grasdakkie. Kyk, die nasionale bouregulasie sê dat enige gebou op die einde moet op die bouplan weerspieël word en by implikasie dan ook die deelplan. So ja, daai moet gereflekteer word. Nou in die gewone loop weet baie mense en dit is eintlik 'n funksie van die munisipaliteit om daardie te polisieer. So baie kere gaan die goed maar net voort, maar die probleem is as ek 'n nuwe eienaar is en ek neem oordrag van 'n eiendom, dan erf ek eintlik hierdie probleem en dit gaan my iewers in die toekoms hier aan die hakskeen kom byt as ek dalk eendag wil ontslaa raak van die eiendom. Nou het ek die fout gemaak. Ek het nou klaar my huisie opgesit, my dak gebou, wat ook al dit is. Kan ek na die tyd dit regstel? Jy kan in die gewone loop van omstandighede. Ek praat gewoonlik met 'n argitek en hulle sê, jy weet, tyd en geld kan meeste goed regmaak. So dit gaan ongelukkig vir jou geld kos, dit gaan tyd vat, want jy moet eers deur die stappe gaan, jy moet by die munisipaliteit goedkeuring kry. Daar is 'n paar gevalle waar jy dalk slegte nuus gaan kry om af te breek. As jy nou oor 'n servituut gebou het of oor 'n boulyn gebou het. Weet ouens wat net sê ek gaan 'n afdakkie bou moet eers 'n bietjie huiswerk doen, maar ek kan dit later regstel. Meeste probleme is oplosbaar. Daar is sekere gevalle wat die kop geskit gaan word en sê nee, hierdie gaan nie werk nie, jy moet afbreek. Maar jy kan dit later doen. Ek dink jy moet professionele raad kry. Die eerste stap sal seker maar 'n gekwalifiseerde argitek wees, of hulle kan natuurlik jou prokureur of jou prokureur nader. Ons het gewoonlik spanne, jy weet, 'n ou het professionele vriende, want weet jy kan dink daar's baie dissiplines betrokke, daar's selfs ingenieurs, jy weet, ek het nou strukture opgerig en dit gaan oor risiko en veiligheid. So die ingenieur moet kom kyk, is daai fondasie reg? Is die dak reg? Môre oormôre kom een van hierdie storms verby, die dak waai af en hy tref iemand en daar's skade. Selfs met swembaddens, jy weet, dit is die ander ding, daar's 'n klomp regulasies. So risiko is eintlik maar waaroor dit gaan. Jy weet, ou dink dis nou net al hierdie reëls om nou net moeilik te wees. Maar dit gaan op die einde oor veiligheid en dis wat die nasionale bouregulasies eintlik vir ons sê. Kry 'n veilige installasie dat ons die risiko's beperk. So mens kan hierdie gemorsetjies, hierdie geleenthede van chaos kan 'n mens regstel. Kyk, mense sê maar dan trek sommer na 'n plakkerskamp doen want hulle nie van hulle het regulasies nie. Maar ons kan as jy in 'n georganiseerde, moenie Google nie Jennifer, is wat almal dink. Jy kan as jy in 'n georganiseerde ordentlike woonbuurt bly, kan jy nog hierdie goed regmaak. Ja, nee, absoluut. Jy kan dit doen. Jy moet net die regte roete dan volg en 'n argitek kry wat vir jou die proses dan bestuur.
Weet ek kry baie daai van ek gaan die plakkerskamp word nie gereguleer nie en jy kan daar gaan bly, maar jou eiendom is nie Ja, jy veel kan as jy werk wil nie. Jy gaan, weet, ja. dit maak nie sin nie. So as jy investeer in 'n eiendom en dit is tog 'n groot belegging vir ons almal, Ja. dan is dit beter om maar te sorg. En die probleem is, Peer, as jy nou daai eiendom wil verkoop, die eiendomsagent wat in jou deur klop, gaan vir jou vra, Peer, waar is jy? Jennifer, waar is jou plan? Waar is jou goedgekeurde planne? Waar is jou goedgekeurde plan met al die verbeterings op? En dan gaan jy, wat baie ouens sê, ja, daar iewers agter in 'n kas, dan kry hulle so 'n ou stowwerige plan. Met die As helfte hulle van die hom goed. kry. Ja, met die helfte van die goed op. Ja, Eddie, baie dankie. Ek dink baie mense het 'n bietjie geskrik. Ja. En tyd en geld. Kouerlings. Baie dankie vir jou tyd en moeite maar en die insig. Ja. En mense is nie altyd seker nie. Dankie vir die duidelikheid wat jy gebring het. Dis welkom enige. Nou ja, daar sê Eddie Smit van Snyman die Jager Prokureurs. So moet kyk na ons papierwerk vir ons huisies. Nou ja, as ons terugkom na die advertensiebreek, dan gesels ons met Daan Potgieter, wat vandag is Afrikaansdag.